Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Prins en prinses van Jahwe Elohim, ek bring vir u sterf in die lyn van plig vir God. Man en vrou van God, wat was die naam vir Christene wat vir hulle geloof gelei het en oorleef het? Martelaar. Oorsprong van die woord martelaar, die bereidwilligheid om vir Christus te sterf, is gewortel in die diep geloof dat so 'n offer lei tot die ewige lewe saam met hom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, man en vrou van God, die naam Charlie Kirk, man van God, het wêreldnuus oorheers die afgelope tyd. Wie is Charlie Kirk? Wat was Charlie Kirk se godsdienstige verbintenis? Teen 2024 het Kirk se verskywing na Christelike nasionalisme, die groeiende goedkeuring daarvan deur die Republikeinse party onder Trump geïllustreer. Kirk het geglo in die meerderwaardigheid van die westerse wêreld, waarvoor hy die rol van die Christendom in die beskawing erken het. Die Bybel leer dat volgelinge van Christus bereid moet wees om vir die evangelie te sterf. En dit beklemtoon getrouheid tot die dood. Openbaringe 2 vers 10, en ek hou vir u vooruit die Bybel, die ruach asem. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Die bereidwilligheid om te ly en te sterf vir Christus. Sy naam, selfs om die dood as wins te beskou. En ek hou vir die voornou uit Handelinge 21 vanaf vers 13. Maar Paulus het geantwoord: wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van Here Jesus. Paulus erken dit, hy bely dit, hy sê dit, hy is bereid om te sterf vir die Here Jesus Christus. Om Christus te ken en die opstanding te bereik. Filippense 1 vers 21, hierdie radikale toewyding behels die opneem van jou kruis, wat selfopoffering beteken, en jou eie agenda op sy sit, om Jesus te volg. Soos die apostel Paulus gedemonstreer het, deur sy eie bereidwilligheid om lyding en dood vir die evangelie te verduur. Bybelse ondersteuning
vir die bereidwilligheid om te sterf. Getrouheid tot die dood. In Openbaring 2 vers 10 wat ons nou net gelees het, moedig gelowiges aan om getrou te wees tot die dood, wat aandui dat Christus onwrikbare lojaliteit verwag, selfs in die aangesig van die dood. Lyding omarm. Die apostel Paulus was bereid om gevangenskap en die dood in Jerusalem te verduur, ter wille van die Here Jesus, soos gesien in Handelinge 21 van vers 13 wat ons gelees het, wat 'n diep toewyding aan Christus se saak demonstreer. Selfopoffering en die opneem van die kruis. Jesus se lering dat disippels hulle kruise moet opneem, dui op 'n bereidwilligheid om vir hom te sterf, wat 'n oproep is om selfs in die wêreld se bekommernisse op te offer. Prins en prinses, die konsep van strewe aan selfsterwe, aan self, benewens die letterlike daad van martelaarskap, beskryf die Bybel 'n geestelike werklikheid van sterwe aan self, waar gelowiges met Christus in sy dood geïdentifiseer word en bevry word van die mag van die sondige natuur. 'n Daaglike verbintenis, hierdie sterwe aan self, is 'n daaglikse proses, soos Paulus dit in 1 Korintiërs 15 vers 31 stel, en ek hou nou vir u voor. Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, ons se Here. 1 Korintiërs 15 vers 31 stel waar 'n mens se persoonlike agendas, begeertes en aardse belange doodgemaak word om God te volg en om vir hom te sterf in die proses. Billy Graham het nie gesê Christene moet bereid wees om te sterf vir die verkondiging van God se woord nie. Hy het eerder die belangrikheid beklemtoon om voor te bereid wees om te sterf vir hulle geloof en verhouding met Christus. Om God te ontmoet, soos hy gereeld gevra het, is jy bereid om vir my te sterf? Ek sê weer, dit is die vraag van Hashem. Is jy bereid om vir my te sterf? Dwars deur sy bediening het hy beklemtoon dat die voorbereiding van die dood geestelik was en die aanvaarding van Jesus Christus as hulle verlosser behels het, wat lei tot die ewige lewe en die hoop om in die hemel te wees, eerder as 'n vereiste om te sterf vir 'n spesifieke daad van prediking, alias Billy Graham. En dan kom Reinhard Bonke, die bekende evangelis saam met Graham. Albei is aan die voete van Jesus en het ons verlaat. Jesus het hulle reeds kom haal. Bonke se leringe beklemtoon die evangelie as die waarheid van God en die belangrikheid van die krag van die Heilige Gees om daardie waarheid aan die brand te steek. Dit gaan nie oor die noodsaaklikheid om te sterf nie,
maar oor die verkondiging van die waarheid met gees en krag. Alias Reinhard Bonke. Dan wil ek met u vrybring jare gelede die bekende vegter vir die geloof en vir die naam Jesus Christus en die drie-eenigheid. Richard Wurmbrand, pastoor. Wurmbrand het Voice of Mirthus, 'n Christelike menseregte NRO gestig om die vervolgde kerk te help. Hy het meer as 18 boeke geskryf, waarvan die bekendste Tortured for Christ en Answer to Moscow. Bible is. Variasies van sy werke is meer as 65 tale vertaal. Richard Wurmbrand is gemartel deur die Roemeense kommunistiese regime vir sy Christelike geloof, nadat hy in die openbaar verklaar het dat kommunisme en Christendom onverzoenbaar was. Hy is in 1948 deur die geheime polisie in hegtenis geneem en het 14 jaar van gevangenisstraf, lyding en erger marteling verduur vir sy dade. Wat die lyding van Christelike aanbidding en die verspreiding van sy oortuigings in 'n ateïstiese staat ingesluit het. Sy verhaal word gedokumenteer in sy boek, soos ek reeds genoem het, Torture for Christ, vir Christus gemartel. As 'n jong kind het my vader vir my hierdie boek gegee en het gesê, Kobus, lees hom. Sedertdien het ek al vele boodskappe gedoen oor Richard Wurmbrand, vir Christus gemartel. In die folterkamers, in die martelkamers van Hitler se regime. William Tyndale, 'n Engelse geleerde en prediker wat die Bybel in Engels vertaal het, 'n praktyk wat deur die gevestigde kerk verbied is en in 1536 vir sy sieninge tereggestel is. Nog 'n man van God gesterf in lyn van diens vir Hashem. Thomas More, 'n Engelse prokureur, filosoof en staatsman, wat koning Henry die 8ste se breek met die Romeinse Katolieke Kerk teëgestaan het in 1535, tereggestel is omdat hy geweier het om die eed af te lê wat Henry as die opperhoof van die kerk in Engeland erken. En dan is daar Jan Hus, 'n Tsjechiese priester en filosoof wat in 1415 op die brandstafel verbrand is in Kettery, in die Dark Ages, weens sy kritiek op die Katolieke Kerk en sy teologiese leerlinge. Hier is net 'n paar voorbeelde van manne van God wat gesterf het, wat opgeoffer het vir sy naam, vir sy woord, vir die Christelike geloof en vir die drie-eenigheid. Halleluja, halleluja. Mag ons hulle nie vergeet nie en ons blind skakel. Prins en prinses van Jahwe Elohim, man en vrou van God. Inderdaad is ons ook geloofshelde.
Ons gelowiges wat Jesus volg, wat sy naam deur die evangelie evangeliseer na buite, het sy deur die syne in die lig wat ek nou doen, het sy van aangesig tot aangesig, het sy by die samekoms van die gelowiges in 'n kerk, hoe ook al, is ons elkeen ook 'n geloofsheld. Helde wat moet bereid wees om vir die drie eenigheid, Hashem, en ons geloof te sterf. Ek vra die vraag vandag vir ons almal, my ingesluit ons almal. Die vraag: is ek en jy bereid om te sterf in die lyn van ons pligte vir God, Hashem? Kom ons gaan bid daaroor in dit diepe gebed. Mediteer daaroor en maak 'n baie belangrike besluit vandag nog. Nou vra ek die geleentheid om saam met my te bid vir hierdie opoffering. Opoffering, 'n geweldige opoffering, maar uit liefde vir ons, Here Jesus Christus. Sy woord, die woord van sy Vader, die Bybel, die roog asem, en ons voortbestaan in die Christelike geloof. Al gebeur wat. Hemelse Vader, ons gee vandag ons lewe oor en wil aan U. Ons bid vir die krag en moed om standvastig te bly in ons geloof. Selfs al beteken dit dat ons beproewinge of die dood in die nakoming van ons pligte vir U Christus moet trotseer. Ons vertrou op U genade wat vir ons voldoende is en U krag wat in ons swakheid volmaak word. Help ons om in getroue dienaars te wees, Christenhelde wat U heerlikheid weerspieël in alles wat ons doen. In U heilige naam, Baruch Adonai Hashem. Maak deur die Heilige Gees ons vas met hierdie gebed en ons opoffering en liefde. Heilige Gees, Ruach HaKodesh, sal leiding gee, krag en wysheid, sodat ons, soos hierdie bekende manne van die verlede en Charlie Kirk, sal sterf as dit daarop neerkom. Getrou, altyd gehoorsaam, want U is getrou, U is God, almagtig. Amen en amen.